Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arewerelevant.co.za. Now here is today's program. Prys daar vir die mense. Hy sê daar vir die prys, wat is die prys van om na Jesus toe kom? Wat is die prys van disipelskap? Disipelskap is dit, broer en suster, wat Jesus hier sê, en hy skop mense verskriklik. Hy sê, as jy nie jou moeder en jou vader haat nie, kan jy nie my disipel wees nie. Hy sê, kom na my toe. As jy na my toe kom, as jy my disipel wees, daar is twee dinge. Die een ding is, as jy kom, moet jy. En as jy nie dit doen nie, kan jy nie my disipel wees nie. Jy moet jou suster en jou broer haat. Dit skop mense verskriklik. Hoekom sal Jesus vir iemand sê, jy moet hulle haat, vir wat se rede? Hoekom skop hy mense so? Op 'n ander plek sê Jesus, hy sê dit in Matteus sê dit duidelik, jy moet jou moeder en jou vader eer. Hy sê dit in Efesiërs, hy sê jy moet jou vrou lief hê soos Jesus die gemeente liefgehad. Hoekom doen hy hierdie dinge? Jou naaste lief hê soos jouself. Hier sê jy moet almal haat wat by jou is, jou vriende, jou ma, jou pa, hulle wat jou geboorte aan jou gee. Jy moet hulle haat. Dan sien ons op 'n ander plek sê hy vir iemand, hy sê vir die persoon, hy sê luister, hulle gaan almal gered word, Jesus gaan almal gered word, hy sê nee, net hulle wat deurdruk. Only those who push through, net hulle wat sukkel om deur te gaan nou poort toe. Hy sê net hulle wat sukkel om na die nou poort deur te gaan. Hy sê daar is op 'n plek, een van die verse wat Martin af vir jou sal gooi, sal wees, daar sal 'n huisgesin wees, en daar sal 3 teen 5 wees, 2 teen 3, daar sal 5 in die gesin wees, daar sal 2 teen 3 wees, en 3 teen 2. Hy sê vir ons duidelik, want as jy Jesus volg, gaan jou familie teen mekaar wees. Hulle gaan jou uitgooi. 2 gaan teen, in die vas, sal 5 familielede wees. Vader sal teen moeder wees, moeder sal teen vader wees. Hy sê, dit is wat gaan gebeur as jy my volg. Maar nou sê hy selfs, in Matteus 5, die bergpredikasie, jy moet selfs jou vyande lief hê. En self God sê in die Bybel, dat hy het sy vyande lief, hy het die sondaar lief. Wat gaan hieraan? Hulle noem het 'n hyperbool. 'n Hyperbool is is 'n gesegde wat iemand gebruik om te skop, as prins iemand te skop, om 'n ander punt te bewys. Is 'n, wat noem hulle oordryfde skop tegniek. 'n oordryfde skop tegniek, om jou en my te laat verstaan, broer en suster, hoe ernstig Jesus oor disipelskap is. Om net jou te verstaan, dat is nie om 'n speelietjie nie. Dat hy kan lei wat hy trek, en dit is disipel, as jy nie dit doen nie, gaan jy nie die ewigheid in nie. Jy kan nie sê, jy is Jesus 'n disipel, as jy net op die bank sit nie. Jy kan nie sê, jy is Jesus 'n disipel, as jy nou die poerpoer nog steeds wat jy al die jare gepoerpoer het. Jesus sê, daar is geen grys nie. Jesus laat nie eens toe, dat iemand sê, maar Here, ek nie verstaan nie, smolprint nie. Dit is 'n Ou Testamentiese woord. 'n Ou Testamentiese woord, waar hy staan daar, as jy iemand sien, wat jy hoor in die stad, of in die dorp, en jy hoor, hy is weggeneem van God af, en hy die Baal-gode aanbid. Hy sê, gaan vind uit wie is die mense wat hom verlei het na die Baal en na die heidense gode toe. Hy sê, nou maak hy hele familie dood. Hy sê, maak die familie dood, wat iemand van God af weglei. Maak hom dood. God is ernstig. En as jy dit begin verstaan, wat ek vanoggend jou sê, broer en suster, dan gaan hierdie verse vir jou wat aan in Lukas 14 staan, gaan vir jou oopgaan. En jy gaan dit verstaan, en jy gaan dit opgewonde, maar jy gaan dit vrees hê, en jou as jy dit weer lees. Want ek wil vir jou oopmaak. Ek wil
gou vir jou duidelik maak. Want al die jare was dit vir my 'n ding, hoe kan hy vir my sê, ek moet my familie haat? My ma wat 'n geboorte gee aan my. My vrou wat langs my sy staan, hoe kan ek haar haat? Daar sê Markus op 'n hiperbool, dan sê hulle Markus hierdie woorde, as iemand jou hand jou laat struikel, kap hom af. Kap hom uit, haal jou oog uit as jy jou laat struikel. Ons sal later weer by die vers uitkom. Maar nou sien ons, dat staan in Mattheus 10. Mattheus 10 sê dit vir ons mooier. Nou verstaan ons 'n bietjie beter. Hy sê vir ons, as jy jou ouers, vader of moeder, meer as my liefhet. Jy moet meer liefhet. Nou hoe verstaan ons dit, broer en suster? Wat moet ek dan doen? Hoe verstaan ek hierdie liefde? Dan staan dit geskryf in Romeine 5 vers 5 staan daar die woorde geskryf in my eie woorde, jy kan dit self lees daar staan is die Heilige Gees gee die liefde van God in ons beristing, niks anders. Hoe kan ek Jesus, wat vra Jesus hier vir my? Jesus vra groot prys. Hy sê, jy moet my so lief hê, dat as ek 'n lyn trek, hier is Jesus se liefde. Ek het Jesus hier lief. Hier my familie. Dan is hierdie spasie, as die wêreld na dit kyk, lyk dit soos haat. As hulle kyk na God se liefde wat toerus in my familie, dan lyk dit asof ek my familie haat, met die afstand wat ek my God meer lief het, is meer, want as hy my doodmaak vir my geloof en vir Jesus, dan staan ek hier. Maar as dit te sê, ek het nie my vrou lief wat daar staan. En dis alleenlik, en meer jy by God lief te kry, vergeet om jou vrou lief te hê. Jy kan nie jou vrou of jou naaste lief hê nie. Dis God wat dit in jou instort, in jou binneste, en as hy wat dit volmaak maak, dan kom jy na jou vrou toe, en jy sê, "Wat liefie, ek's lief vir jou." Maar ek het dit by hom nog gekry, wat ek liever vir is. Want as ek hom nie lief het nie, my siekind, of vrou, of dogter, of kind, dan kan ek jou nie lief hê nie. Dis wat Jesus ons sê, dat ons moet soeke, wees elke liewe dag, die prys is dit. Jy moet my meer lief hê, anders kan jy nooit jou vrou lief hê. Maar as jy my meer lief het, is daar 'n plek vir jou by Jesus. En Paulus sê dit so mooi, hy sê dit, ek dink hy sê dit in Filippense, hy sê vir my is dit beter om met Christus, ek wil graag by Jesus wees, wat nie die allerbeste is vir my, dis die beste vir my om daar te wees. Want vir alles wat jy opgee vir Jesus, gee hy dubbel en dwars 100-voudig terug. Kom ons gaan 'n bietjie verder aan, ek weet nie eens waar dat hy nou is, die volgende ene is, jy moet jou kruis opneem. Jy moet een ding onthou, almal wat deur die nou poort gaan, jy val nie in die hemel in nie, jy dra 'n kruis in die hemel. En aan nou poort in, sê Jesus, gaan niemand nie, behalwe hy wat sy kruis opneem. Petrus, as jy nie jou kruis opneem nie, hy het vir die Here Jesus gesê, Here, voor 'n dag sal dit nie gebeur nie, Jesus kon nie sê, hy moet gaan sterf aan 'n kruis. Toe kom Jesus en hy sê, van Petrus, jou eie ek is te veel, Petrus, jy moet sterf, en dan kan jy my kom volg. En dis wat elke disipel van Jesus moet aandink, dat Jesus stel hy prys, hy sê, dink aan dit. As jy nog nie 'n kruis opgeneem het nie, daai eie ek doodgemaak het nie, daai eie ek vasgemaak het aan 'n kruis nie, hy sê, kan jy nie my disipel wees nie. Ek wil dit mooi verstaan. Dis skokkend woorde, ja, maar dis Jesus. Dis wat hy wil hê. 'n disipel is nie skaam nie. 'n disipel het Jesus gekom toe sê, kom kyk na my, kom uit, kom staan hier voor, kom volg my. Kom en dan volg my. Daai volg my beteken om vir langdurig Jesus te volg. Om langdurig vir Jesus te volg. Nou gaan ons 'n bietjie verder. Jy moet jou kruis opkom, dan moet jy hom volg. Dis nie 'n bietjie mens volg. Nou sê die Here, wat is die prys van daai volg?
Hy sê, daar was 'n ou wat 'n toring gebou het. En as hy die toring bou, hy sê, hy moet nie eers die toring begin nie, want as hy nie die goeie prys bepaal voor die tyd nie. Jy sien baie daar in Pretoria so gebou wat ek en Martin en daar gesien het. Vir jare ry ons al verby, hy is nou nog nie klaar nie. Hy staan. Hy was vinnig gebou en nou staan hy. En hy kon nie klaar by nie. Die kontrak was te goed. En hy kon nie klaar by. En hy sê self met 'n disipel van Jesus. Jesus sê, as jy na my toe kom, moenie eers dink daaraan om my te begin volg en te sê, ek wil my hart aan die Jesus voorgee. Hy sê, moet dit nie eens dan kyk. Voordat jy my kom volg nie, hy sê, wat as jy bou, dan moet jy bereid wees om my toring te bou. Want wat is toring, broeder en suster? Dit is Jesus, God is my toring, my huisvesting, ek storm in hom en ek gaan in hom in. Hy is my skuiling. Hy sê, as jy saam met my bou, dan moet ek die fundament wees. Hy sê, ek moet die ou wees wat die planne uitwerk. Hy sê, dis nie jou plan van die toring nie, dis my planne. Hy sê, as jy jou eie planne begin, dan gaan jy nie klaar maak nie. Hy sê, maar as jy saam met my bou, gaan jy al hoger gaan, al verder weg van die aarde af, want 'n toring gaan jy hoog, jy kyk af na die aarde toe. Jy is nie meer wêrelds nie, jy het niks met die wêreld te doen nie. Want jy het jou kruis opgeneem, die eie is mos vrek dood. Maar met ons probleem is, dit is moeilik, broer en suster, ek praat met myself. Ek praat nie met jou nie, ek praat met myself. Die ekkie wil nie altyd so lekker vrekkie. Die ekkie wil nie altyd so lekker vrekkie. Want is 'n pynlike gedrukt. Dan sê hy van my ou, wat Jesus sê, broer en suster, van die prys om op te betaal van bespotting, hy sê, later gaan die mense bespot en vir jou sê, kyk, jy kan nie toerik klaar. Nee. Ons het geweet, jy gaan nie so sit in die kerk, ons het geweet, jy wil halleluja, ons het gesien, jy doen al die goed, maar later as jy weg in die kerk, jy het nie die kostes betaal nie, maar toe Jesus sê, kom en volg my, toe wil jy dit doen nie. Want jy wil in die kraal bly. As Jesus vra commitment, ons vra vir jou om by diere te gaan aanklop, ons vra vir jou betrokke te raak by die bidtie, ons vra vir jou allerhande dinge en sê, nee, ek is 'n groep ou, moenie na hulle stuur nie. Dis wat Jesus sê. Hy sê, hoekom het jy my begin volg, as jy nie bereid is om alles op te gee? As 'n koning. Nou Jesus sê, daar is 'n prys. Daar is 'n prys wat jy moet om lief hê met alles. Die volgende ene was, neem jou kruis op die eie ekke wat vrek. Nou sê hy, dit is 'n lang pad, jy moet nie toring halfpad by nie, jy moet saam met my stap. Jy moet nie jou eie ding. Nou kom Jesus, met die keuse. En sy keuse ek en jy. Ek het dit nooit verstaan nie, Isak, as jy dit miskien ander beskrywings hiervoor het, laat my weet. Ek het deur verskillende teologiese beskrywings gegaan hierdie 2 weke, maar ek gaan vir dit enig spreek gee, wat het beteken die koning met 10.000 en 20.000. 20.000. Hy sê, jy sal stupid wees, my eie woorde, verskoon my. Die Here wil daar vir die ou sê, sien jy daai weermag, hy 20.000 ouens, jy 10.000, sê jy hy is nog lang ver weg. Nou, party mense sê, die 10.000 is die Christen. En die Here sê, daar gaan vyande kom wat jou gaan versoek. Daar gaan dinge kom wat vir jou verskriklik is. En daarom moet jy met God vrede maak, want God gaan jou help om teen hierdie 20.000 te beklei. Jy is 'n koningskind, ek gee my lewe vir Christus, en hy help my om deur moeilike omstandighede te gaan, om te veg teen hierdie koning van 20.000. Sommige mense sê, dit is die duiwel, die 20.000. Maar kan ek vir jy sê wat het ek vrede oor? Die 20.000 is God, wat koning is. Hier sê Jesus, daar is net een ding wat jy kan doen, jy moet gaan vrede maak. Jy moet gaan vrede maak met die koning, want Jesus kom weer op die perd as hy kom aan die einde, en dan kom oordeel hy. Jy het geen keuse as om hierdie koning en hierdie vrede met hom te gemaak nie. Hy sê, gaan maak nou al vrede met hom. Het is nog een hele eind voordat hy kom. Besluit nou om vandag vrede te maak. Kom nou na my toe, as jy uitnodig. Kom almal wat na my toe kom, sal ek vrede en rus gee. Kom nou. Hy
Hy sê, gemaak vrede met hom. Broers, as dit aan die 20 die duiwel was, dan sou daar nie gestaan in Jesus se woord, gemaak vrede met hom nie. Ons maak nie vrede met die duiwel nie. Wat is die vrede? Die enigste vrede wat daar is nie ononderhandelbaar nie. Hy gaan jou vermorsel. Die koning wat kom, is die een wat kom met toorn in sy mond. Hy haat sonde, hy haat mense wat hulle rug op hom draai. Hy sê, kap hy sonde uit. Hy sê, enige iemand wat jou weghou van God af, kap hom uit. Gemaak hy mense dood wat die ouens agter die baals wat aanloop. Kap jou hand af, al jou oog uit. Maar gaan en maak vrede met die koning. Die enigste vrede wat daar staan in Kolossense 1, staan daar, is deur die bloed en deur die kruis van Jesus Christus vir ons gedoen. Dis die vrede wat vir ons gebring word. Hy sê, gaan maak na hy koning, gee jou lewe aan hy koning oor, sluit aan by die 20.000 weermag, en jy sal goed wees. Jy sal 'n goeie generaal hê. Jy het 'n bouer wat vir jou bou. Christus is die bouer. Jy het 'n generaal wat vir jou veg. God is die generaal. Maar sy enigste voorwaarde kan jy nie jou rug opdraai, want jy het niks om vir die koning te gee vir vrede nie. En dit is Jesus Christus. Jy moet by 'n plek kom met broer en suster, wat jy jou lewe heeltemal, Jesus roep mense om wedergeboorte, nuwe mens te word. En as jy 'n nuwe babietjie is, broer en suster, dan het jy 'n nuwe vader. Jou ou vader is weg. Daar staan nou in 2 Korintiërs 5 staan daar hierdie woorde, en omdat jy nie meer vir jouself kan leef nie, maar jy leef vir hom wat jou vir jou gesterf het aan die kruis. Jy is nou 'n nuwe mens. 'n nuwe skepsel, maar baie van ons is nog steeds dieselfde brouwetjie wat hou van die modder. Ons is nog steeds die modder. En Jesus sê, ek durf dit nie. Dis my prys, volkome oorgawe. Jy moet my meer lief hê, en nog iets anders in jou lewe. Kom ons gaan verder gou aan. Dan die volgende wat ek gaan praat is die sout. Hy sê, dis die sout. Mense is die sout. Begin hulle word, maar as eers vers 33 sal ek nou met julle kom, want ek moet dit vir jou verduidelik, maar hy praat van julle word so sout. Hy sê, sout is goed, maar het word later, kan nie eers op die grond, of op die misloop gegooi word. Wat beteken dit? Ek het gewonder, wat beteken dit? Here, wat beteken dit? Ek verstaan dit nie. En ek hoop het help jou vandag, om die weg te gaan, sê, dan verstaan ek nie. Maar as ek dit nie kan doen, broer en suster, ek kan dit so gaan oppak en vir jou 'n video wys van 'n ouer konfliek. Maar ek wil vir vandag by daai sout. Hulle sê, as jy sout op 'n hoof misloop gooi, dan vat hy die vlee weg, en hy vat selfs die reuk weg. Nou dan word verbeeld, as 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk, dat mense het 'n skapies gehad, 'n bokkies, en dan het hulle brood gemaak. En dan as hulle brood gemaak het hulle sout op die mis gegooi, en droë mis vir hulle geneem, en dit het dan in die vuur gegooi, en het die oond lekker aan die brand gegaan. Nou sout kan jy ook in iets gooi, en in die grond gooi, vir minerale is dit. Sout kan jy in die kos gooi. Maar ons het 'n probleem, ons het die soutpot visie. Ons hou van die soutpot in die kerk. Sout by sout. Ons hou van om so die saltsuiker te wees. Wat bedoel die sout houer. Ons hou van om soutpot te wees. Hoor is so lekker, ons is so sout by mekaar. Wie is 'n bietjie sout? Ek het op sout vir jou. Wie is 'n bietjie sout? En ons hou van mekaar sout, maar sout is daar om uitgegooi te word in 'n gemeenskap. Jesus sê, julle het laf geword, die boodskap wat ek vir julle Jode gegee het. Julle Israeliete, hy het geëet saam met die Fariseërs. Hy sê, julle Fariseërs het 'n boodskap gehad, want het laf geword. Die eeuw het het laf geword. Baie van ons sit hier so in Ermelo, in Betta, in Suid-Afrika, en die kerk se sout het laf geword, want ons verkondig allerlei dinge. Wat nie sout is nie. Wat heeltemal laf begin word het. Dit kan nie eens op 'n misloop gegooi word en iets die reuk wegvat nie. Die Here sê, dit is net goed om weggegooi te word. En dis wat Jesus vir hulle sê, daai disippels. Sout, as jy byvoorbeeld in Markus gaan kyk, Markus is pragtig, oog is pragtig. Hulle sê die fiery salt, die vurige sout. Nou wat maak sout? Broer en suster, hier kom ek nou met jou.
Ek en jy as disippels, hy sê, maar my disippels, dan praat hy van die vurige sout. Ek en jy sout brand in 'n wond. Sout moet iets wat vrot is, dat sout gooi, as jy vrieskas het nie, dan gooi sout op die vleis. Hulle sê, nou hou die vleis lang, en kyk mooi wat sê hulle, daar is so, en Markus sê hulle van die sout. Hulle sê die sout, moet hulle met mekaar wees, dat hulle vrede met mekaar hê. En dan sê hulle, dit is in Kolossense, is die regte spier wat het al staan, of 5 van die woorde geskryf. Hy sê, in die woorde wat julle praat met mekaar, moet so sout wees. Want met sout gelouter wees. Broer en suster, ek wil dit vandag nog mooi kijk. Hy sê, laat die wat ore het oor. Ek is appelklaar. Laat jy wat ore het oor. Hoekom sê hy dit? Die mense hoor ons. Wat Jesus sê, ek praat met jou, jy hoor dinge, dit gaan by jou oor in. Jou oor is 'n instrument wat na jou brein toe gaan. Jou oor gaan alles na jou brein toe. Jesus sê, ek wil dit dieper gaan. Hoor wat ek vir julle sê, julle sit net en hoor vir jare, sê ek vir die groep mense. Julle volg my vir 3 jaar, maar julle hoor nie wat ek sê. Julle hou van die ou party, julle hou van die lekker kerk volg, julle hou van al die dinge, maar as ek jou vraag van commitment, dan sê julle nee. Ek soek nie volgelik nie. Jesus soek disippels. Jesus soek 'n disipel wat alles oorgegee, wat alles opgekruisig het, wat 'n totale beheer oorgegee aan Jesus. Jy dink nie meer wat jy wil dink nie, jy dink wat hy wil dink. As jy iets doen, dan sê jy, wat wil die Here doen? Jy doen niks meer met jou besigheid, met jou by jou werk, of waar jy ook al is, 'n besluit. Besluit gou liewer, nee, ek sê julle agterlaat weet, laat my net met my Here praat, want ek is nie 'n beheer van my lewe. Dis 'n disipel wat oorgegewe is. Ons doen nie wat ons begeer nie. Jou plesier is nie meer jou plesier nie. Jou plesier is in God. En Jesus, hy sê, laat dit oor. Hy beteken dat het in die siel aardel gaan, en dan in die siel inkom. Jesus sê, ek wil dat jy wil doen wat ek sê. Hy wat my woord ken, hy wat dit doen. Nie hy wat my sê, Here sal in die koninkryk aangaan en aanwelig, hy wat die wil doen van die Vader. Hy sê, julle sal siekes genees, julle sal kerk speel, julle sal wondertekens doen, maar julle gaan almal hel toe. Net hy wat die wil van die Vader soek, met alles wat dit was. Alles. Die Here vra 'n groot prys. Nou sê hy in vers 33, sê hy die woorde, en my King James Version staan so mooi. Hy sê, those who walk away from the things of their life. Nou sê mense met alles verkoop. Hy sê, jy kan nie my disipel wees as jy nie alles verlaat in my volk nie. Broer en suster, Jesus wil nie dat jy alles verkoop wat hy vir jou gee. Wat gaan hy met jou dan doen? Verkoop jy alles, jy kom nie na die kerk toe, ek nie werk nie, ek sit nie so, alles verkoop, kyk, wat kan ek doen? Hy wil die doel, die woorde, laat jy daar staan in Romeine 10 of 12 daar die woorde geskryf, as jy oorgee as 'n welgevallige offer, jy moet as 'n welgevallige offer jou oorgee, hy sê, dan sal jy nie gelyk staan word in die wêreld nie, hy sê, dan sal jy die volmaakte wil van God leer ken, voordat ek en jy nie alles verbrand wat in ons is nie. Maar ons jy disipel wees. So wat beteken dit? Ek moet kontrak teken aan Jesus. Ek moet my vrou oorteken aan Jesus. En alles behoort aan God, broer en suster. Niks behoort aan ons moet daai gedagte verander jou denke. Wat verander ons denke? Here, niks wat ek het is my nie. Here, my vrou, my kar, my besigheid, my plaas, my huis, my hond, my alles, Here, my dogter, my kinders, behoort aan jou. Alles behoort by jou dien aan hom, en hy het geskape. Is dit die duiwel wat vir jou kom sê, dis alles joune. Dis die duiwel wat vir jou kom sê, dis joune. Hy leeg. Maar Jesus sê, kom, kan jy denke oor dat alles wat jy het is myne, en jy sal sien hoe geseend en hoe vol vrede sal die daar wees. Dat jy brak oorteken, en hy waait so van
as ek my werk verloor, ek behoort aan God maar nie te saak nie, hy sal sorg vir my, hy sal wees vir my, hy sal my vlerke dra, ek hoef nie te vrees nie. Jy moet dit nie net sing nie, jy moet begin glo. En dis wat ek volgende vir jou wil praat. En ek hoop jy het die oor om te hoor wat Jesus vandag vir ons wil sê. Hy sal nie maar volg nie, disciples. Jy en ek, die disciples vandag. Jesus gaan nie vir jou eendag vra, hoor jy my gehoorship in die kerk? Nee, hy word weet nie hoeveel triljoen engele in die hemel elke liewe dag vir weet nie hoeveel duisende jare word hy geloof en geprys. Hy gaan sê, jy verskil, was jy sout gewees in Ermelo in Suid-Afrika. En sout beteken broeders, wat beteken dit nog? Beteken dit brandende sout, ek moet nou en dan in my self kyk, en uitkap, binne in myself, en begin haat, wat hou my weg van die kerk af? Wat hou my weg van Jesus af? En ek begin indelf, in myself in, en die sout moet dit in die vlees insmeer, en dan brand dit seer, dat die vrugtigheid uit my uitkom. As jy iets in jou lewe vind, jou ma of jou pa, wat jou verhinder om Jesus te volg, dan moet jy Jesus liewer verander. Dis wat dit beteken, broeders. Dit beteken, jy moet die sout in jou binneste invryk en sê, Here, deursoek my, soos Dawid sê, en soos Paulus sê, ek doen alles verkeerd, as ek iets wil reg doen, kan ek dit nie doen nie. Dawid sê, deursoek my hart of ek gesondheid. Ek remember dit elke dag. En dis wat die vers beteken. En ek hoop jy vandag besef, jy moet kom en my kontrak teken, en dis vir ewig opvolg. Jy kan nie afpraat nie. Dit gaan jou prys kos, ja. Mense gaan vir jou bespot. As jy die woord hou, gaan jy jou bespot, ja, dan gaan jou bespot. Jy gaan jou werk verloor, ja, maar dis die prys wat jy moet betaal. Dis die prys wat jy moet opneem van jou eie erf. Hulle gaan vir jou lag. Hulle gaan vir jou sê, maar as jy stupid, ek kyk hoe koud is dit. Wil jy wragtig my bid hier toe gaan, as jy man in jou kop. Jy gaan verknoe kry. Nee, hy is die geneeser. Hy is die een wat pedaal bid. Ek gaan met hom praat. Ek is nie skaam vir my Here om na die bid te stap. Dat almal sien met so dik mis en 'n sak gaan ek so toe. Ek wil daar wees, want dis 'n prys wat ek moet betaal vir my Jesus wat alles vir my gedoen het. Hoekom kan ek hom lief hê meer as my ouers? As ek kyk wat hy vir my gedoen, hy is die enigste een wat my rein voor God laat kom. Hy is die enigste een wat my sondes vergewe voor God. Hy is die enigste een wat my die wraak en wat oor my moet kom, en hy het op hom geneem. Hy is die enigste een wat my heilig voor God kan stel. Hy is die enigste een wat my lief en 'n groot prys betaal het. En afgekom het aarde toe. Dit het hom onsekkere prys gekos. Dink jy gaan minder vra van jou en van my? Hy vra jou alles. Maar sy uitnodiging is van almal te. Amen. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.